Africa sitange unende we Namibia si kai kan gas sengdamran naman Afrikas Onda panula Yeshimwe apo Ongatero Yongutukiro Uit en thuis Namibië kuier vandag op Grootfontein. Nou hierdie is 'n dorp propvol interessante en spesiale mense. Mense verklap natuurlik nou nie dadelik by wie jy gaan inval nie, maar kan vir jou 'n wenk gee. Sy is een van Namibië se bekendste beeldhouers en kunstenaresse. Dit is beslis nie die laaste keer dat ons op Grootfontein gaan kom kuier nie. Helena, baie dankie dat ons by jou kan kom kuier. Vertel vir mense 'n bietjie van jou ouers. Dit is eintlik 'n baie lang storie, maar ek het hierdie jaar die skool in Stellenbosch waar ek matriek geskryf het, Bloemhof Hoër Meisieskool, het my gevra om, hulle is volgende jaar 150, en toe het moes ek 'n ding aan hulle skryf, want ek is maar min van die oorlewendes van daai eeu, en toe moet ek vir hulle ding skryf, en toe skryf ek vir hulle, en daarin sê ek, dankie vir papa en mamma, en my kwaai juffrouens in Bloemhof Hoër Meisieskool vir wat hulle vir my gegee het, dat ek is waar ek vandag is. En dis 'n groot dankbaarheid dat ek die voorreg het om iets te kan sê oor hulle, maar dis 'n lang storie daar nie. Die kreatiewe, want ons almal het kreatiewe in ons, in 'n sekere maar al ons 6 kinders het dit in ons, in verskillende maats, het van my ma afgekom. Sy, as 'n jong vrou, het sy hier in Grootfontein aangekom het, in 1947, was sy die een wat blomme gemaak het. Sy het die oujaarsdag aand in die landbousaal daaronder, het sy gedecoreerd met whatever sy kon vind, en whatever sy het bruidsreikers gemaak. Sy was die blomme een, sy het ook 'n fantastiese tuin gehad. Sy was die blomme een, en papa was die wetenskaplike. Hy was ook nie die boer nie, mamma het geboer. En sy was 'n ontsettende hardwerkende vrou met 'n baie kwaai man. Maar hy was die wetenskaplike, en hy het ons gedrul weer in 'n ander veld, en so ons was baie bevoorreg. En vandag sit ons as siblings, en dan praat ons daaroor, dat ons die agtergrond gehad het van hierdie kreatiewe denker in 'n ma, en die wetenskaplike siening van alles in 'n pa. En papa het altyd gesê, politiek is die mees onwetenskaplike bedryf, wat is die woord, ek soek nou die woord, wat bestaan, wat daar bestaan, en dis baie waar nie, dit is onwetenskaplik, dis eintlik onmenslik, maar in any case, en ons het hier gebly, en hy was die hoofgeoloog by Southwest Africa Company, ons het groot geword tussen Engelse kinders, hier was min Afrikaanse kinders gewees, en hier was nie 'n hoërskool nie, die naaste hoërskool was in Windhoek, en toe het papa besluit, nee, as hy ons Windhoek toestuur, dan kan hy ons net sowel Stellenbosch stuur, waar hy skool gegaan het, in Paul Roos Gimnasium, en sy suster in Bloemhof Hoër Meisieskool. So, ons het almal ons hoërskool daar gehad. En daarvandaan is party is Pretoria Universiteit toe, en party is Stellenbosch toe, en ek is Kaapstad Universiteit toe. En toe hy later, ek kan eintlik nie die detail onthou nie, ek is so bang my broers raas met my, want hulle kan sommer inklim, het hy in die politiek ingegaan, en hy het jare daarna gesê, dit was die grootste fout wat hy in sy lewe gemaak het. Want dit is nie, ek kan dit hou kwaad geword, as daar 'n vergadering sou in die boeregemeenskappe, en daar word vir my snaakse vraag gevra, hoe hy vir die man kan sê,
maar my magtigheid, al die woord my magtig, maar my magtig man, die ding word nie so gesien nie, hy word so gesien. En dit is nou weer die wetenskaplike manier van dinge sien. En echt is 'n lang storie, jy weet. Hy was grammie geweest. En Ja. Wat is jou ma se naam? My ma se naam was Koti. Hulle het haar almal Koti genoem. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Helena, jy sê jy het almal 'n kunsttalent geërf by jou ma. Wat het jou laat besluit om 'n lewe daarvan te maak? Toe ek op Stellenbosch op skool was daar die baie bekende Frank Joubert Art Center. En ons moes almal kuns doen op skool. En ek het dit gehaat met 'n passie, want die kunstjuffrou het snor gehad en sy het gelyk sy baard en sy was op haar persoonlik self vreeslik snonsig. En ek het niks daarvan gehou nie. En toe was ek stout geweest, want ek kan baie stout wees. Toe ek gesê, ek mag nie meer kunst doen nie, ek moet nou iets anders doen. Toe doen ek whatever dit was, ek kan eers naaldwerk of iets. In any case, en toe wou ek, toe ek matriek geskryf het, wou ek gaan 'n maatskaplike werk doen. Toe sê papa en mama, nee, dit wonder geen omstand. Jy sal al jou klere uittrek en vir al die mense gee wat by jou kom kla. So, en jy sal ook nie kos hê om te eet nie. Gaan universiteit toe en gaan laat jou toetse doen. Toe gaan ek, en toe kom my toetse uit 95% vir kuns. In daai jare was daar nie nêrens kunstskole behalwe op Kaapstad Universiteit. En toe ek soontoe en toe ek terugkom, toe ek die kommunis. Nou, jy weet, in daai jare, UCT, dus ek nou die kommunis. En baie mense vra vir my, hoekom praat ek Afrikaans met 'n Engelse aksent? En sê ek, want dit is, en ek het my lewe lank gewerk in die Engelse tradisie, en al my boeke en alles is Engels. Jy weet, so jy adapt die taal se uitspraak. Jy sien, ek kan nou nie eers Afrikaans of Engels praat. Maar in any case, en toe ek Windhoek toe gekom en ek was getroud met 'n argitek gewees en dit het baie goed gewerk. Want dit is twee skepende mense, maar op die einde het dit ook toe nie gewerk nie. En toe het ek my eie kunstskool begin, ek het my eie galery gehad. En so het ek verskillike belangstelling in die kreatiewe pedagogie ontwikkel.
Want my basis en my filosofie is geskoei op die Switserse, hy is nou al lankal oorlede, Victor Lowenfeld, die creative thinking. En dit is 'n wonderlike ding. Vandag doen ek kunstterapie en kunstopleiding. Ek het dit gedoen saam met 'n groep sielkundiges en psigiaters van Holland. En ek gaan aan daarmee en daar's 'n groot nood in die gemeenskap, want daar's baie kindertjies en hoe jonger jy met hulle begin, hoe beter. Wat jy weet, ons sê vandag maar die oud kopwurm. Dis nie kopwurm nie, is 'n disorder. En die goed moet aangespreek word in die oomblik wanneer dit geïdentifiseer word, en jy kan dit identifiseer kort na geboorte, hang af watter disorder dit is. So die plan is vorentoe, en ek weet nie of ons dit gaan bereik nie, maar ek is 'n ou wat deurdruk, en is om so klein dingetjie hier te begin, om die jeug, die kindertjies te help, dat hulle nie wanaangepaste volwassenes word nie. Dan, ek dink, as ons almal daai disorders in plekke kan kry, sal ons 'n beter samelewing hê in elke plek waar ons bly. En dat die stelsel, die opvoedkundige stelsel moet ook aangespreek word daaroor, en dit moet nie geïgnoreer word nie. Dit moet aangespreek word op 'n baie jong ouderdom. En hulle moet opleiding gee by die universiteite of colleges of whatever hulle het, sodat mense bevoeg is om die kindertjies te help. So dit is nou een van, en dan gee ek klas, en ons het 'n organisasie begin by die naam van CAF, Culture and Arts Fusion, waar ons al die kreatiewe fasiliteite bymekaar bring, en ons probeer klasse gee, en ons probeer dit doen. Nie, hier is hierdie groep, en hier is die groep, en daar is daai groep nie, want hier so in die dorpie is dit moeilik om dit te doen, want elke ou wil op sy perkie wees. So ons is besig daarmee, dit is nou net oor 'n jaar aan die gang, en ons het eintlik baie goeie resultate sover. Is alles verniet. Alles is verniet. Jou kunsloopbaan strek oor dekades. Hoe sal jy jou eie ontwikkeling as 'n kunstenaar beskryf? Dit is nou eintlik 'n groot vraag, want ek weet nie hoe om te antwoord nie. Ek dink daar's 'n freedom. En ek dink ek het ontsettend baie geleer al die jare wat ek in die kreatiewe opvoedkunde gestaan het. En wat ek deur kuns gedoen het. Ek het Engels geleer destyds vir die Zimbabwese kinders wat ingekom het na Zimbabwe, ook hulle soort van vlugtelinge gehad het ek Afrikaans vir hulle geleer deur middel van kuns. Toe ek in Thailand gebly het ek by Doi Intanon, dis die hoogste berg in Thailand, het ek gebly by die Karen tribes, die bergmense, en daar het ek elke dag opgegaan na die skooltjie toe, en daar het ek die Thai kindertjies Engels geleer deur die vorm van kuns. So ek het kuns op allerlei vlakke gebruik. Toe ek hier gekom het, toe was die mense bietjie verstom en verbaas, want die hele wêreld was toe onder plastiek sakke, soos wat dit mos nou maar gaan. Want toe het ek 'n workshop gedoen, 2 workshops, een ook by die skool, en ek het 'n Kavango, Mbukushu, 'n jong dame opgelei vir 6 jaar lank, en dan het ons die sakke recycle, en die buite in die tuin sal jy die blommetjies sien, en allerhande goeders gemaak,
van recycled shopping bags. En jy sal nou nie glo nie, maar omtrent 3 maande nadat ons die ding begin het, toe moet die mense begin betaal vir die sakke. Toe is ons ding nou nie so lekker geontvang nie. Maar in enige geval, so as ek is 'n groot, I'm a great believer in recycling. Whether it's food, whether it's clothes, whatever it is. My seun Raal is nou besig om dyes te maak van 'n plante, sodat dit vorentoe gebruik kan word, want ek het 'n koneksie met textiles in Zimbabwe. En ek wil daai ouens help dat hulle nie hoef geld te spandeer. Dit gaan vir my oor, moenie geld spandeer nie. Moenie steel nie, maak 'n plan. Maak 'n plan. Dis hoekom recycling is my verskriklik belangrik. En ek dink ook omdat hoekom ek so suksesvol was in wat ek altyd aangepak het, is omdat ek het nie gespesialiseer soos jy gewoonlik spesialiseer in een veld of 2 velde nie. Ek het, toe ek op Kaapstad Universiteit was, het 'n beeldhouwerk was my major. Toe was dit grafiese werk, wat vandag baie verskillende soort van mediums omhels. En dan was dit skilderkuns. So ek het 'n baie breë spektrum van die verskillende dissiplines en die skills daarvan. En ek het dit gepraktiseer en geoefen op my studente. En dit is wat jy doen. En daaruit leer jy, want jou student leer vir jou, jy leer hom nie. Want elke een kom met in die kunste kom met 'n ander voorstel na vore. En ek het dit ontsettend geniet. Dus kom ek gee nou weer klas aan volwasse vrouens, en dit is baie suksesvol. En hulle geniet dit verskriklik, en dit is vir my lekker om te sien, jy kom met 'n voorstel en daar kom 'n resultaat. Dis nie, die vryheid, dis hoe ek begin praktiseer, die vryheid wat kuns vir jou gee, maar die guidelines bly dieselfde. En dit is wat vir my lekker is. Maar sien nou maar iemand sê vir jou, jy moet een van daai 3 dissiplines kies. En jy moet 'n keuse maak. Watter een sal jy kies? Beeldhou, skilder of grafies? Beeldhou, maar my lyf is nou te oud. Die arms wil nie meer die bytel slaan en saag, en nou die dag vra iemand vir my of ek kan swys. Toe sê ek ja, ek kan swys. Maar die swysmasjien hou my nou vas as daai ding daarvoor. So ek kan nie meer, fisies kan ek nie meer seker goed doen nie, maar beeldhouwerk was my geliefde. En ek het ook as ek in brons laat giet het ek altyd saam met die gieter gewerk. En so met ander woorde, jy ken die presies in detail. En dis 'n verskillike duur medium, maar dis 'n wonderlike medium om te werk. En natuurlik die hout van die Kavango is amazing. Maar ek kan nie meer daar goed doen nie. Oud word is nie vir sissies nie, that's for sure. Op 25 Julie 1488 het die ontdekkingsreisiger Bartolomeu Dias en sy bemanning op pad terug na Portugal 'n klipkruis by Angra Pequena, die Klein Inham, vandag Loederitz, staan gemaak. Hulle het reeds die vorige dag aan wal gegaan. Finse sendlinge vestig op 29 Julie 1871 'n sendingstasie by Olokonda, suidwes van Oshakati. Die inlywing van Walvis Bay is op 15 Julie 1884 in die Kaapkolonie se Staatskoerant aangekondig. Op 25 Julie 1924 kom die Nama op Valgras in opstand teen die verpligte brandmerk
van hul bees. Die vryheidsvegter en visiepresident van SWAPO, Brendan Kangongolo Simbwaye van Kanu, is op 24 Julie 1964 op Katima Mulilo aangekla dat hy die land onwettig verlaat en 'n onwettige politieke vergadering in die streek gehou het. Hy moes 3 maande in Windhoek se tronk deurbring en is later op Warmbad en Korrigas ingeperk voor hy in 1972 spoorloos verdwyn het. Hy is vermoedelik vermoor. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het op 27 Julie 1978 resolusie 431 aanvaar wat onder meer vir die aanstelling van 'n spesiale gesant vir Namibië voorsiening gemaak het. Op 25 Julie 1984 misluk onderhandelinge in die Kaapverde tussen Sam Nujoma en administrateur-generaal Willie van Niekerk. Meer as 4000 werkers het vanaf 26 Julie 1987 aan 'n staking teen kontrakarbeid en verbeter lone deelgeneem by TCL se myne op Tsumeb, Kombat en Oshiase. Was jy ooit 'n aktivis ook gewees of gebruik jy jou kuns om te sê wat jy wil sê oor maatskaplike kwessies? Nee, ek was nooit 'n aktivis toe ek op Kaapstad Universiteit was nie. Ek het deelgeneem, want dit was fun, want jy is student, aan die groot march oor De Waal Drive. Want as jy student is, dan sê jy mos nou enige ding doen. This was fun. It was all about fun and nothing else. En dan die kuns, ja, ek gebruik maar nie so baie soos wat die meeste kunstenaars dit doen nie, want ek glo daar is nie net 'n negatiewe energie nie, daar is 'n positiewe energie en jy moet hom in balans bring. Regardless what you do, how you do it, you must have positive energy that goes out and comes back to you. So ek het terugkom van Kenia af, toe het ek 'n stuk hout gehad, het was omtrent so groot en so dik, en ek was vreeslik frustreerd gewees oor Kenia, so amazing land, amazing mense, and yet the crookedness, the evil, the negative energy was just shocking. Yet dat na sunrise, wat die beste tyd is om iewers heen te gaan en iets te doen, kon jy net nie doen nie, want jy was nie veilig as vrou alleen nie. En toe het ek 'n beeld gemaak, wat ek tot vandag toe nog nie kan verstaan, en het was 'n kop gewees, en hy het op 'n pen gestaan met 'n metal stand, en die nou kant van die hout, hiervoor was 'n oog, net een oog, en aan die kop en die kante, dit was die hare, die ek noem dit die mandjie vlegwerk wat hulle op hulle koppe doen. Dit was uitgebrand. Ek het dit uitgebrand met 'n tool. En dit was ligte hout, so dit was baie mooi gelyk. En ek het die ding politician genoem. Toe vra iemand eendag vir my, "Now, why politician?" Toe sê ek, "Because they have got only one eye, and that eye looks all around them and up and down. You cannot trust them, because that eye, as you move, that eye moves." Toe sê die vrou vir my, "That's very interesting." So, dit kom deur soos my iets, die Ovahimba Grave. Daar is werke wat dit tog wys, maar ek is nie, want politiek vir my is 'n orgie, is 'n terrible ding. I hate it with a passion, because there's nothing positive about it. Nou, aanvanklik wou jy 'n maatskaplike werker word. Toe beland jy in die kuns. Nou, jy weet, wonder jy ooit baie keer, wat as ek eerder dit gaan doen het? Wat is jou ander passies? Nee, jy's like Dani, jy kan my nie sulke vrae vra nie. Nee, daar's te veel.
Live a life. Ek het nou net 'n artikel gelees van 'n ou dame wat op Vogue was, wat die tattoos doen in Indonesië, wat bo in die berge bly. What an amazing woman. En toe stuur ek dit aan al my vriende en toe sê ek, live a life. And that's what it's about, live a life. Hoekom moet jy dink jy's belangriker as iemand anders? Omdat jy nou voor 7-Eleven poep, of wat is nou die storie? Nee? Ek verstaan nie dat mense kan dink, omdat jy dit is of dit is jy belang. We are all equal, en as ons all equal kan wees, dan, ek dink dan gaan jou lewe baie makliker vir jou wees. As jy nou nie besig is met kuns en met jy weet klasse waarby jy baie betrokke is, wat doen jy nog graag? Ek doen baie graag naaldwerk. Ek maak 99,9% my lewe lang my klere. Ek maak my kleinkinders se klere en ek hekel en ek brei. My vingers is die hele tyd besig. En ek lees baie. En vandat die komputer in ons lewens gekom het, is dit natuurlik my maatjie in die bed. En so die inligting wat die komputer vir my, as ek 'n probleem het met iets, soos ek moet nou 'n silikon kry, want hier is nou 'n ding wat moet reggemaak word, dan gaan ek nie Boekewits toe of Bildie toe nie, ek gaan komputer toe om te kyk wat is die contents of this and this for this and that. En dan tuin maak. My seun het die fantastiese tuin vir my gemaak, maar ek is mal oor tuin maak. As jy weet van interessante Namibiërs waar ons moet gaan afsaal, laat weet ons gerus by die adres op die skerm. Waar gaan ons volgende keer aandoen? Hy is nie net 'n mooi gesig geskool in die kuns van drama nie. Voor dit het hy 'n vakleerlingskap voltooi en nou is die destydse Igoli-ster terug op sy tuisdorp. Ons kuier buite Grootfontein by Abbey Halberstad. Kyk aan gas, sing dameran naman Afrikaans, Ponda panula, Eshimwe apo, Ongate